Goeiedag, Hersfontein geloofsfamilie. Ons gaan vandag verder met ons reeks God is. God is so baie dinge, dat ons eintlik vir ewig kan besig wees met hierdie reeks en nog steeds nie alles bymekaar gekry het nie. God is baie dinge wat vir ons lekker is om te hoor. Dit is lekker om te hoor, God is liefde en God is genadig, God is geduldig en God is goedhartig. Dit is bietjie minder lekker om van die ander te hoor, dat God is ons regter, dat God is regverdig vir ons wat dit nie verdien nie. Maar een van die goed wat in die Bybel uitstaan, iets wat van die begin tot die laaste gesê word, is God is heilig. God se heiligheid is iets wat ons nie kan verstaan nie. Heilig weet ons almal beteken om afgesonder te wees, om spesiaal te wees. Dis soos daai Royal Albert teestel wat ouma in die kas het. Jy gaan hom nie sommer maar net vir elke dag gebruik nie. Hy gaan nie vuil word met gewone koffie van die oggend nie. Dis vir spesiale geleenthede. As iemand belangriks of iemand spesiaal kom kuier, dan word daardie koppies uitgehaal en gebruik. Dit is wat heilig is, om spesiaal en afgesonder te wees, om anders te wees. En God is anders. God is op elke manier anders as ons. God is sonder sonde, ons is met sonde. God is ons skepper, ons is die skepsels. God was eerste, ons het eers later gekom. God het nie 'n begin en 'n einde nie. Elke mens het 'n geboortedag en 'n sterftedag. God is die een wat almagtig is. Ons mense het maar 'n beperkte ietsie wat ons kan doen. God is anders, hy is verhewe, hy is heilig. Wanneer ons in die Bybel hierdie woord heilig lees, dan is dit opmerklik hoeveel kere word dit 3 keer herhaal. Heilig, heilig, heilig is die Here. Elke keer as iemand 'n glimp skryf van die hemel daarbo, en hulle sien hemelwesens wat om God is, die ouderlinge wat om God stap, die engele, die serafs, dan sê hierdie wesens, heilig, heilig, heilig is die Here. Net daaruit kan ons onmiddellik aflei, dat God is nie maar net heilig nie. Hy is nie net 'n bietjie heilig nie. Dis elke keer in die oortreffende trap, 3 maal heilig. Elke keer word dit so beklemtoon, God is heilig, heilig, heilig. Ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 6, waar Jesaja 'n visioen sien, en waar hy God se troonsaal sien, net soos Johannes later in Openbaring. Ek lees vir ons Jesaja 6 vanaf vers 1 tot 5. In die jaar van koning Usia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Ons sien hier die 2 kontraste. Aan die een kant is God, die Here, die Almagtige. Ons sien hoe hy hoog verhewe op sy troon is, en hoe daar hemelwesens, serafs om hom gaan. Hierdie serafs is ons nie 100% seker natuurlik wat hulle is nie, maar dis 'n tipe engel, 'n tipe hemelwesen. Hoe hulle lyk weet ons nie, waarskynlik het Jesaja so groot geskrik, dat hy gee maar vir ons 'n baie oppervlakkige beskrywing. Maar dit is duidelik dat hierdie is groot en magtige, sterk wesens. En dag en nag loop hulle om die troon en sê hulle heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.
So aan die een kant kry ons vir die Here, die Almagtige, die Heilige, wat alles wat hom sien, aanbid hom. Aan die ander kant kry ons vir Jesaja, 'n mens, 'n onrein wese. En Jesaja is onmiddellik doodbeangs. Hy sê onmiddellik, dit is klaar met my, dis verlore, ek is 'n goner. Want Jesaja weet, ons as mense is nie heilig nie. Ons is vol sonde, ons is gebroke, ons is stikkend. En ons kan nie in God se teenwoordigheid wees, sonder dat dit met ons klaar is nie. Dis nie God se skuld nie. God in sy diepste wese is heilig. Dink daaraan aan 'n warm plaat, as jy die oond aansit of jy draai jou gasstoof aan. 'n Plaat se wese is om warm te wees. Dis nie hy wat kies om dit te wees nie, dit is net eenvoudig wat hy is. God is heilig. As jy kom, dat ons altyd vir kinders probeer leer om nie te doen nie, en jy sit jou hand op daardie plaat, dan gaan jy brand, want dit is eenvoudig die wese van die plaat. God is heilig. Heiligheid kan nie by sonde wees nie. Ons as mense kan dus nie in God se teenwoordigheid kom, sonder om dan ook te brand nie. Sonder om soos Jesaja te sê, dit is klaar met my, dit is verby, ek het nie 'n kans nie. Gelukkig het Jesus Christus gekom. Want sien, ek en jy kan nie uit ons eie uit heilig wees nie. Ons kan, soos wat daar later in Petrus vir ons gesê word, 'n heilige lewe lei. Ons kan heilig in die werkwoord doen. Ons kan heilige goed doen. Ons kan ophou om onheilige dinge te doen. Maar ek en jy in ons wese is nie heilig nie. Daarom het Jesus Christus gekom. Deur sy kruisdood het hy ons heilig kom maak. Dis nie iets wat ons uit ons eie uit is nie. Dis iets wat ons gemaak is deur Christus. En daarom kan ons in God se teenwoordigheid kom. Daarom hoef ons nie soos Jesaja beangs te wees en te dink dis klaar met ons nie. Ons sal nie brand as ons by God se heiligheid kom nie. Want deur Christus se bloed is ek en jy ook heilig. Daarom, gaan uit en gaan wees heilig, soos wat hy heilig is. Amen.